Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur maak 'n verslag oor bourampe reg oor die land bekend en die M83 span aan boord die SA Agulhas 2 kom veilig op Marion Eiland aan. Goeiedag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is James Kemp. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê dat boetes nie genoeg is wanneer bourampe plaasvind nie. Hy het vroeër vandag saam met amptenare van sy departement 'n verslag in Pretoria bekend gemaak wat bourampe oor die land heen ondersoek het. Minister McPherson het veral gefokus op die afgelope 4 voorvalle in Redcliffe in eThekwini, Doringkop in Soweto, Magnolia in Seepunt en Ormonde in Johannesburg. Meer as 40 mense is in die rampe dood en tientalle is beseer. McPherson sê die oorsake van die rampe verskil en wissel van sistemiese mislukkings tot gebreke in die regulering van bouwerk. The principal problem, as we see it, and identified by these investigations, is inconsistent implementation, inadequate oversight, weak enforcement, and non-compliance. At the same time, the report identifies areas in which the regulatory framework itself requires modernization and strengthening. And that distinction is important. We cannot respond to every failure simply by producing another rule. But neither can we ignore areas where existing legislation has become outdated, where penalties no longer provide a meaningful deterrent, or where responsibilities need to be clarified. Hy sê dat daar 'n stelsel ingestel behoort te word wat werkers beskerm en inwoners van gemeenskappe se vertroue sal wen. McPherson stel voor dat vervolging deel word van die straf waar die regulasies deur onder meer boukontrakteurs oortree word. One of the important recommendations emerging from these investigations is that government needs to become better at detecting risks before tragedy occurs. That has to be our objective. As I've said before, we must be frank in acknowledging that repeated collapses point to deeper structural issues that must be urgently reviewed to improve building safety and construction oversight. Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, het die aanstelling van Jaco Lont as die nuwe Wes-Kaapse minister van onderwys en Wendy Keiser-Philander as die nuwe provinsiale minister van maatskaplike ontwikkeling aangekondig. Lont is vanaf die departement van maatskaplike ontwikkeling geskuif, waar hy sedert Junie 2024 as provinsiale minister gedien het. Keiser-Philander was voor haar nuwe aanstelling die voorsitter van die komitee vir maatskaplike ontwikkeling en voorsitter van die ad hoc komitee oor kinderbeskermingshervorming in die provinsie. Die onderwysportefeulje is voorheen deur David Meneer behartig, wat nou 'n pos as nasionale minister in die regering van nasionale eenheid beklee. Die Verenigde State het 'n beperking op navorsingsbefondsing vir Suid-Afrika deur die Amerikaanse Nasionale Gesondheidsinstituut opgehef. Die Trump-administrasie het in 2025 'n breë verbod op Amerikaanse bystand aan Suid-Afrika ingestel. Dit het tot groot finansiële druk op die Suid-Afrikaanse gesondheid en navorsingssektor gelei. Volgens die tydskrif Science het die NIH nou aangedui dat befondsing vir nuwe navorsingsprojekte nie as buitelandse hulp beskou word nie en dus van die 2025 uitvoerende bevel vrygestel is. Oliepryse het vandag vir die 5de agtereenvolgende dag gestyg te midde van voortsleepende vyandlikheid tussen die VSA, Israel en Iran. Brent olie verhandel tans teen byna $92 per vat weens toenemende vrese oor ernstige voorraadontwrigtings in die Midde-Ooste. Die Amerikaanse president Donald Trump het vroeër van dese week gesê dat geen gesprekke met Iran plaasvind nie en dat die straat van Hormuz oop is. Volgens markontleeders plaas dalende brandstofreserwes en streekskonflik verdere druk op brandstofkostes. Brent olie reservevoorraad het teen verlede Vrydag met 4,4 miljoen vate toegeneem, vergeleke met markskattings dat dit 600,000 vate minder sou wees. Die Demokratiese Republiek die Kongo het 70,000 dosisse van 'n Ebola-enstof ontvang te midde van die land se dodelikste uitbreking nog.
Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is die Ervebo-enstof wat afgelewer is egter slegs doeltreffend teen die Zaire-stam. Daar is steeds geen goedgekeurde behandeling of enstof vir die Bundibugyo-stam van die virus nie. Die Verenigde Nasies waarsku dat die siekte teen 'n snelle pas versprei. Meer as 2300 mense is die afgelope 3 maande dood, 'n syfer wat neerkom op 1 sterfte elke 30 minute. Die M83 span aan boord die SA Agulhas 2 het veilig by Marion-eiland aangekom om die navorsingsbasis weer op dreef te kry. Dit volg nadat die vorige span vroeër vanjaar van die eiland ontruim moes word. Die span bestaan uit 32 mense, onder meer van die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur. Die formele oorname van die basis word vir 25 Augustus beplan. Dan jou nuus hier op Pretoria FM se sosiale media platforms. Ek is James Kemp en ons doen môre middag dieselfde ding op dieselfde tyd.